want dierbares, U is gegroet in daardie oorwinningsnaam, daardie onveranderlike naam, halleluja. Ons vat U weer vanaand van selfsprekend U. Ek eer die Here vir 'n nuwe deur, halleluja. Die Here gee my 2 weke, 4 weke terug 'n woord. Ek moet 'n manneseries begin. Ons het van 'n week terug het ons die fondasie neergelê. Maar ek eer die Here vir hierdie kragtige testimonie van die soudens hulle, hoe hulle die skrif sal opbreek. Toe die Here vir my die woord bekend maak van hoe hy wil hê ek moet die manneseries begin. Prys die naam van die Here. So dierbaar is, voor ek die soudens hulle voorstel in julle, wil ek net die skrif aan aanraak en dan gaan ons gaan soos die Heilige Gees ons lei. Nou die woord van die Here kom uit Genesis 12 vanaf vers 10. Abraham en Sarai in Egipte. Die tema gaan oor a man who finds a wife, finds a good thing and obtain the favor from the Lord. En terwille van Spreuke 18 vers 22, bring die Here my in Genesis 12 en die Here breek die skrif op en die Here maak dit vir my duideliker. So Abraham en Sarai in Egipte, vanaf vers 10, toe die land met 'n sware hongersnood getref is, het Abraham Egipte toe gegaan om tydelik daar te bly. Jy sê, naby die grens van Egipte sê Abraham vir Sarai, luister my vrou, jy is 'n baie mooi vrou. Sodra die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, kom ons maak hom dood en vat haar vir ons. Sê tog dat jy my suster is, want dan sal die Egiptenaars my goed behandel terwille van jou. Here, my siel aanbid U en ook my lewe spaar. 14 sê, en dit was ook so. Toe hulle in Egipte kom, het almal die beeldskone vrou raak gesien. Die beleidsbeamptenare het haar gesien, die farao van haar vertel en sy is in die paleis opgeneem. Terwille van haar het die farao vir Abraham baie geskenke gegee, in die vorm van kleinvee, grootvee, donkies, slawe, slawinne en kamele. Maar die Here het die farao en sy huis met 'n ernstige plaag getref oor Sarai, Abraham se vrou. Here, my siel aanbid U. Die farao laat roep toe vir Abraham en vaar teen hom uit. Wat het jy aan my gedoen? Hoekom het jy my nie gesê dat sy jou vrou is? Want die kruis lê op die covenant. Here, ek prys U. Hoekom het jy toegelaat dat ek haar as vrou neem, deur te sê dat sy jou suster is? Hier is jou vrou. Vat haar en trap. Die farao het toe vir Abraham en sy vrou, asook al hulle se besittings, onder begeleiding uit die land gestuur. Mag die Here sy woord sien en die Here bring my terug. En die Here bedien my dat hierdie fondasie, hierdie covenant, prys die naam van die Here, is waar die Here terugkom na hierdie skrif toe om hom op te maak in 'n so daaglikse lewe. So ek is vanaand bevoorreg om die soulse aan julle voorstel, dat hulle net hier hulle se journey vat en wat dit behels om 'n Sarai te wees, wat dit behels om die kruis te dra van die man van die Here. Ek eer die Here vir die geleentheid. So ek wil net vra dat ek is hier by die soulse woning of hulle net soudens. Here prys U. Ek is nou is die sinne wees om soudens voorstel en ons net bietjie deur hulle se journey vat. Halleluja. Ek is Ansa. En Philip Soudens. Ja, ek prys die Here vir my Sarai. Halleluja. Dit as ek nou net kan teruggaan na my tyd wat ek in 'n hospitaal was as gevolg van COVID. En ek weet die Here my uit daai diepte, daai dood uitgehaal het, want ek was 4 keer met my hart gaan staan in die hospitaal. En dit was erg. En my vrou, my Sarai, het met die Here geworstel.
daai tyd toe ek in die hospitaal was. Halleluja. En sy het, toe ek daar lê, het sy vir die Here gesê, maar van die Here gepleit en vir hom gesê, maar sy kan eenvoudig net nie weer deur so 'n verskriklike ding gaan om Jesus. my te verloor deur die dood. En die Here daai dag of daai aand het sy die Here 'n belofte na haar gemaak. Halleluja. En ek kan sien hoe die verhaal van Abraham oorgevloei het na my lewe, persoonlike lewe. Halleluja. En kan ek nie anders as om te sien as gevolg van die grace wat op my vrou se lewe is en daai covenant, daai belofte wat God in haar gemaak het. Jesus. Maar sy sal met julle deel die belofte wat God persoonlik aan haar gemaak het. Halleluja. En dit is hoekom ons vandag hier sit. Ja, ons het deur baie in die lewe gegaan, op, af. Maar die Here se die hand van die Here was nog altyd in en oor ons lewe. Halleluja. En ons kan hom net eer daarvoor. En ja, lief, my Sarai. Ja, ek wil net so 2-3 jaar terugvat. En dit is waar die Here die belofte aan my gemaak het, die 2 Oktober 2020. Jesus. Toe ek hom sê, Here, laat hierdie bitterbeker asseblief by my verbygaan. Ek het klaar een geledig 2006. Jesus. Ek weier om weer een te ledig 2020. En die Here het my kom gerusstel hy oggend van 2 Oktober 2020. Toe ek vir hom sê, Here, ek weier hierdie bitterbeker vanmôre. Jesus. Toe die dokter my die hospitaal het bel om te sê ons is besig om jou man te verloor. Jesus. Dit is die oggend 2020, 2 Oktober, 10:00 die oggend. En ek sê vir die dokter, dis nie vanmôre jou call om te maak nie. Die Here het my nou sopas, het die Here my gesê, ek gaan jou nie hier deur weer sit nie. Dankie. Maar die Here het van my gevra 'n belofte. Hy het gesê, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Sê gou weer 'n stukkie. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Oh. En ek het God daai môre beloof, ek gaan hom eer. En ek weet tot op vandag toe, vanaand toe, probeer ek God elke dag eer. Halleluja. Want vanaf die 2 Oktober tot en met die 16 Desember was dit net ek en my God. Dankie, Here. En die ergste vir my was in die aande wanneer ek die kamerdeur van my moet toemaak Jesus. en die foon vat en bel en vra, hoe gaan dit vandag? Almighty God. Dan is dit 2:00 die oggend, 3:00 die oggend en die susters verseker my, ons is nog by hom. Alles is nog dieselfde. Jesus. Amper vir meer as 'n maand kon ek hom nie sien nie, het in die intensiewe eenheid gelê en ek besluit net op 'n dag, ek gaan nou. En ek vertrou die Here. Ek sê vir die Here hier, U het vir my beloof, U sal my uithelp as ek U eer. Jesus. En ek het U beloof, ek gaan U eer. En ek het ook beloof, ek gaan laat die man U eer, wanneer U hom daar oplig. En vir daardie tyd van 2 Oktober tot en met 16 Desember, het die Here my kom bedien met baie goed. Onder andere 'n WhatsApp groep wat ek oopgemaak het, soos 'n gebedsketting. En oral oor die land, tot aan die uithoeke van Namibië, het hierdie gebedsketting geloop. Jesus. En mense het gebid elke dag, elke aand, elke môre. En as ek soggens uit my kamer uitkom, dan is dit gebed, dis kniewerk, dis kniewerk. Jesus.
In die tyd het niemand eintlik by jou plek gekom nie, jy was alleen want dit was COVID tyd. So daar was soveel tyd om met God te spandeer. Halleluja. Daar was soveel tyd om vir God daardie eer te gee vir dit wat hy besig is om te doen. Want die belofte was die 2de Oktober daar en God het dit gestand gehou tot en met 16 Desember. O, dankie Here. En een van mooi dinge wat vir my uitgestaan het in daai tyd is toe my man moet oorgesit word na 'n rehab om hom te help loop, praat en dat hy kan beweeg. En die oggend kry hulle nie 'n hospitaal nie. Die suster sê vir my, dis Bloemfontein. Ek sê vir die suster, ek kan nie Bloemfontein toe gaan nie. Dis 12:00 die middag wat sy my bel. Nee, dit was 10:50. En sy sê vir my, ek sê vir haar naam is ook Anna. En sy sê vir my, Anna, nou moet ons bid. En ek sê vir haar, sit die foon neer suster, nou gaan ons bid. Ons moet nou bid dat daar 'n hospitaal in Kimberley opgaan. O, dankie Here. En is 10:11 wat sy my bel en sê ons moet bid en ons bid. Sy daar, ek by my huis. Presies 10:12. Toe bel sy my en sy sê ons het 'n hospitaal gekry in Kimberley. En dit was een van die goed wat vir my baie uitgestaan het, dat hoe die God 'n God is van sy beloftes. En hoe ons op die God kan steun en hom kan vertrou met alles in ons lewens. Want die môre van 10:12, 16 Desember, toe kon hy uit. Waar hy op sy rug daarin gegaan het, het hy op sy 2 bene uit die rehab hospitaal uitgestap. Halleluja. En hy het uitgestap en tot voor die deur van die hospitaal het ons gestaan en daar het ons opgekyk en vir die Here dankie gesê. O, dankie. In daardie tyd het so baie mense gebid. Die tweede ding en wat vir my uitgestaan het en wat die Here my weer eens kom bewys het dat hy is 'n God van sy woord, was toe my pa die oggend die skrif kry van nog 15 jaar sal ek by jou lewe voeg. O, Here, ek prys U. En my pa kry 5:00 die oggend die skrif. Jesus. En 8:00 toe kom 'n vriend van ons daar. Hou dit hy. En hy kom sê vir my, Ansa, die Here gee vir my die skrif van ek gaan nog 15 jaar by jou man se lewe voeg. O, Here, U. Dieselfde skrif Bevestig. word bevestig. En ons gaan daai oggend oor in gebed. My suster uit die Kaap was daar. En ons gaan oor in gebed en ons bid. En ons bid en ons bid vir die 15 jaar. Jesus. En dit was 2020. Halleluja. Dis hoeveel jaar hierna. En ons sit nog. 26, 6 jaar daarna. En die Albert sê, hy het 15 jaar gekry, my pa het 15 jaar. So hy maak dit vanmôre 30 jaar. Halleluja. Halleluja. Ja, hy maak dit 30 jaar. Jesus. Maar die Here nog by sy lewe sal. O, dankie Here. O, dankie Jesus. En daar baie goed gebeur in daai tyd. Een van die goed was, as jy voor hy ICU sit, en hy groot deure swaai oop. O, Jesus. Jy wat hier sit om by jou mense kom, jy's eerste by die deur om te kyk of jou mens nog lewe. Oh my God. Dat soveel mense gedood in daai saal. En as ek daar sit en hy deure swaai oop, dan is ek so kalm, maar vra die een blanke tannie vir my, hoekom is jy so rustig? Hoekom is jy so kalm? Dan sê ek, die Here het my die 2de Oktober beloof. Oh, En ek weet hierdie God is 'n God van sy belofte. oh my God. En die een dag sterf daar iemand in die saal. En almal spring op uit die stoel uit en hardloop na die deur toe en ek sit. En die vrou vra weer vir my, nou, hoekom kyk jy nie? Ek sê, ek weet hy's daar binne. Want as die deure oopgaan, dan lê sy bed waar ek kan sit, sien ek hom. Oh, dankie Jesus. En ek stap daar in die oggend. En ek sien daai klomp masjiene.
8 masjiene en ek tel hulle. En ek stap tot by elke masjien en ek lê my hande op die masjien. Reis. Ek bid op elke masjien. Ek weet nie wat die funksie van al die masjiene is nie. Al masjien wat ek daar ken is die hartmasjien, maar die anders weet ek nie waarvoor hulle is nie. Maar ek bid op elke masjien. O, Here. En ek sê die Here, ek herinner hom aan die belofte van die 2de Oktober. O, Jesus. Alhoewel ek weet, hy sal hom deurdat sê God in sy woord vir ons, herinner my aan my beloftes. En ek herinner God aan sy belofte aan daardie oggend. En as ek so klaar gebid het op die masjiene, dan kom die mailness en dan sê vir my, wow, hierdie man weet nie wat gaan rondom hom aan nie. Maar 'n vrou wat so die God vertrou, kan nie anders as dat die man hier moet opstaan. Jesus. En dan sit ek by die bed en ek bid en ek bid. Dit was 'n lewe van gebed van die 2de Oktober tot 16 Desember. Oh my God. Vir alles was gebid. En oral oor die land was gebid. En as hy bykom op my bed en hy so deurmekaar, dan bid ek maar. Ek bid net. En een dag het ons daar gekom en 2 van ons vriende het buite die hospitaal gestaan met hulle hande na die hospitaal toe en die man sê vir my, kom staan by ons moet nou bid, as jy binnekom moet sy oë oop wees. O, dankie, Here. En toe daai dag in hy kamer instap, toe sy oë oop. O, Toe sy oë oop en ek kon net sê dankie Here. Hy het nie geweet van my nie, hy het van niks geweet nie, hy was onder sedasie vir 'n paar maande. Maar as ek uit Kimberley Hospitaal het stap en ek ry kom huis toe, die God ons veilig deurgedra, dag na dag, week na week. En as ek by die huis kom en die kinders staan regop en hulle vra, "Mami, hoe gaan dit?" En ek sê, nog dieselfde, maar die Here is in beheer. Halleluja. En as ek saans die deur agter my toemaak en ek gaan in die kamer en ek bel en ek praat en een aan bel ek die suster en die suster sê, "Mevrou, ons weet nie wat gaan vanaand aan nie, maar hy het skielik infeksie in sy liggaam." En ek sê, "Suster, sit stil, of ek gaan op bid." En ek bid op my foon. En ek bid op my foon. En ek bid nog so, toe hoor ek hoe gaan die masjien, geluid wat die masjien maak. En sy sê vir my, sy moet goed kyk. En sy bel die dokter en die dokter kom en die dokter sê, die medikasie wat hulle vir die infeksie gebruik het, het gehelp. O, Here, maar eintlik was dit die Here. Ja, Jesus. eintlik was dit die Here. So in die hele proses Oh, van infeksies kry, van terugslag kry, en die Here elke keer deurgekom. Elke keer. En hy het nie bietjie deurgekom nie. Hy het magtig deurgekom. Want iemand wat op sy rug in die hospitaal in was, wat 'n traggie ingekry het, hier in Katoo Hospitaal het hulle net 'n pyp ingesit net om hom lewe te gee. In Kimberley het hulle hom 'n traggie ingesit. En hy stap daar uit, hy praat, hy loop, kan sy arms beweeg, hy kan sy hande beweeg, hy kan sy voete beweeg. Is dit absoluut die genade van die Here. Oh, Jesus. Wanneer 'n mens as 'n raai in jou lewe het, dan ek weet nie hoe moet dit beskryf nie, maar toe ek my vrou ontmoet, was sy 'n biddende vrou. Jesus. Sy het in haar eerste huwelik, wat my oudste broer was, met sy dood het sy van my wat op daai stadium deur 'n egskeiding gegaan het, Halleluja. was sy vir my is support gewees. Jesus. En in daai tyd was ek vir haar ook 'n support. Halleluja. Maar ek was swakker as sy, want wat my gedra het is ek in die middel van die nag dan bid sy. Jesus. Sy is besig met 'n bid. En ek het in daai tyd het ek deur rollercoaster verhoudings en goed gegaan. Maar sy was die een wat gefokus was. Ai.
Here. En dit is wat ons gedra het van daai tyd af, totdat ons selfs deur sy dood en na die begrafnis, was hy altyd die sterker ene gewees Jesus. wat ons gedra het. En tot op vandag toe nog is hy die ene wat opstaan 3 uur die oggend, 2 uur die oggend om te gaan bid. Oh Jesus. So, baie mense sê in die lewe, ek is hier as gevolg van my kwalifikasies. Ek is vandag hier as gevolg van dit wat ek van my gebou het, deur harde werk en whatever. Maar dit is alleenlik die genade van die Here, die grace of God. En die verbintenis wat ons het, daai grace wat sy dra, Jesus. as wat vir my dra, as wat vir ons as gesin dra. Almighty God. En soos jy weet, met die grace Kom. van alles wat daarmee gepaard gaan. Die Jesus. blessings of God. Ek wil gou net hierdie stukkie lees wat ek daai tyd geskryf het. Ek sien net kyk uit in ons vol. O my God is so getrou. Ek het die Here so lief. Hy het beloof alles sal oukei wees. Eer ken hy nie. Oh Jesus. Jy weet ek het nie net geskryf wat gebeur het nie, daai tyd nie, maar ek het geskryf hoe ek voel. Oh Jesus. Gevoelens neergeskryf in hierdie boek. Almighty God. As een van hulle, blaas jou ramshoring van oorwinning, Ai Here. want jy het die dood oorwin. Jesus. Hoe is ek dink so wel aan hy skrif, 'n vrou wat die Here dien, moet geëer word. Here ek prys U. Ai Here ek prys U. Ek dink nou so aan om sou die na die as ons sou dink hulle ons net kan 'n stukkie vertel na die hospitaal wat het toe nog verder gebeur in die opsig, net so 'n klein kort opsomming. Was ons soudens nog by die werk, het ons soudens nog net hy gedeelte teruggegaan werk toe hoe die aansterking aangegaan het. Ja, dat het nog 9 maande gevat na die na by die hospitaal gekom het, dat het nog 9 maande gevat om te herstel. En sy was ene wat vir my, as ek wou toilet toe gaan, het sy my uit die kamer uit gelei toilet toe, my aangetrek, my gewas en alles. Ek was op daai stadium toe ons gedink nee, die lekker herstelproses gaan nou aan. En toe begin my tweede bed met die myn, Halleluja. waar ek soort van onwettige dismiss is, maar die prosedure is nou nie gevolg deur die myn nie. So Halleluja. aan die einde van die dag het dit beteken ons op daai stadium sou ons alles verloor het. Jesus. Maar daai is 'n hele verhaal om te vertel op sy eie, Yes. so getuienis op sy eie, want ons was op 'n stadium in ons lewe waar ons besig was om alles te verloor. Materiële dinge, alles. En dit was so hopeloos geklink op daai stadium. Maar vandag sit ons hier in hierdie huis. En daagliks wanneer ek buite die huis staan, as ek buite die jaar staan of so pad werk toe wag vir die bus, dan stop ons net hier langs die huis. Daagliks as ek daar staan en ek kyk terug Oh, en ek doen dit deliberately en dan sê ek net vir die Here, ek kan nie anders as om 'n lewe van dankbaarheid teenoor my Skepper te lewe. Halleluja. Hy het ons geseën met soveel materiële dinge. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Maar hy het ons so geseën en selfs op my musiek voel ek ook daar was ook 'n shift, 'n spiritual shift. Jesus. En so ek voel net die krag van die Gees van God vloei sterker. In ons verhouding ook. Ek kan nie so nou of ons ooit kwaad geslaap het na daai.
Ons het dit heel wat gehad in voor COVID en so. So die sarai in my lewe het soos enige huishouding waar die vrou gewoonlik die geestelike behoud en groei van enige huishouding bewerkstellig. Want 'n vrou is 'n spiritual being. Okay, ja, soos ek gesê het, Benny het op 'n stadium gesê, always listen to your wife because she's a spiritual being. En omdat God 'n spiritual being is connected met mekaar, die vrou en met God se gees wat hy maklike koneksie is. Anders as die man wat meer gefokus is op die fisiese, weet, ons mans is maar geneig om te sê, maar ek wil eers sien voordat. Nou, daai kwessie van ek wil eers sien voordat, dit gaan maak dat dit vir ons te laat gaan word. En daarom is dit belangrik dat ons as mans moet in ons die sarais in ons lewe, ons moet agslaan op wat hulle doen en wat hulle sê. Halleluja. Prys die Here. Ja, dierbares, ons eer die Here terwyl ons die testimonie besig is, bedien die Gees van die Here. Ons soudens dat dit definitief 'n follow-up moet wees. So dierbares, stay tuned. There's more to come. Ek eer die Here vir die geleentheid, baie dankie ons vir ons hulle vir die dier. Vanaand leer ek er baie. En ek eer die Here want ek skep en ek vat net wat myne is en ek hardop. Want soos ek sê, ek vat dit nie van selfsprekend nie. En dan wil ek net vir hom soudens vra, net 'n kort gebed vir die manne bid daar buite, wat nog nie hulle se sarai gevind het. Dis wat hom het, maar nog nie agslaan wat hy het in daai sarai. Net 'n kort gebed. Yes. Halleluja. Halleluja. Aber Vader, Here, ons sê vir U baie dankie, Here, waar ons vanaand net by mekaar kom om U naam groot te maak, Here. Here, U sê in die woord waar 2 of 3 in U naam vergader, Here, daar is U. Here, ons kom vanaand net die teenwoordigheid van U Gees ervaar, Here, en dit is vir ons die belangrikste, Here, is net om U Gees in die teenwoordigheid te kan wees, en Here, ons loof en ons prys U daarvoor. Vader, in die gebed van my hart vanaand, Here, is dat U ons manne oprig, Here. Here, dat ons in ons plek sal kom as man. Here, die wat nog nie besef, Here, wat die sarais in hulle lewe, Here, hulle beteken nie. Here, open ons oë, Here, en gee ons 'n geestelike oor om die stem van die Gees te kan hoor. Here, skenk aan ons as mans wysheid en insig, Here, wil U aan ons openbaringskennis skenk, Here, sodat ons die stem van die Gees duidelik sal hoor. Here, en laat ons daarop sal agslaan, Here, in ons lewens so inrig, Here, dat ons U sal lei, Here, dat U ons sal, Here, net nommer 1 in ons lewe sal sit, Here, en laat ons leiding sal neem in ons gesinne, Here, en laat ons as mans, Here, ons sarais in ons lewe, Here, sal erken, Here, en sal ondersteun. Vader, ons dankie, Here, dat ons vanaand net U naam kon groot maak. Here, lei ons deur hierdie onbekende nag, Here, gee aan ons wysheid, krag en insig, Here. Ons loof U vir die grootheid. Ons loof U vir die almag. Kom dan hier en gaan dan saam met ons deur hierdie nag. As ons dit bid in Jesus naam met baie dank sê.
Amen. Amen. Ja, dierbares, u moet geseënd wees en moenie vergeet om te like, subscribe en te share, sodat dit by al die mans uit kan kom wat die Here gekies het vir 'n tyd soos die. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Amen. Bye. Baie dankie dierbares dat u ons gejoin het. Prys die naam van die Here. Ek weet u is gebless met hierdie getuie. Prys die naam van die Here. Dierbares, ek wil u uitdag. Share die video. Share die getuie. Prys die naam van die Here. Soos die podcast se naam is, 'n ware getuie red lewens, sodat daar transformasie kan kom reg oor die wêreld. Soos die woord van die Here sê, ons moet disippels maak tot die uithoeke van die wêreld. Prys die naam van die Here. So moenie vergeet om te like, subscribe en te share nie. Tot 'n volgende keer.